Welkom terug. Wat 'n voorreg om met 'n kunstenaar te gesels, Rian Strydom, en ons gesels onder meer oor sy nuwe enkelsnit. Jy is die een. Goeiemôre Rian. Goeiemôre, julle is baie lekker om saam met julle te kuier. Baie Dis vroeg. heerlik om jou hier te hê op die geelbank om jou beter te leer ken. Wat 'n voorreg. Gaan dit goed? Dit gaan baie goed met my. Baie besig, maar gaan goed. Dis wat die mens wil hê. Dit is presies Ja. wat jy wil hê, hoe jy die jaar wil afskop op 'n goeie noot. Sê vir ons, waar het musiek vir jou begin? Jo, het van baie kleins af begin. My ma het eintlik besef oor jy kan 'n noot hou of Die kind kan sing. Ja, en dit was seker ek was seker 4 of 5 jaar oud gewees. En ek dink ek was 11 of 12 toe ek my eerste optrede gedoen het voor mense, voor Wow. gehoor. En van daar af het dit net gespiral, sal ek dan maar sê. Hoe het musiek jou in die lewe gehelp? Want kyk, ons is eerlik, musiek en kreatiwiteit dis medikasie. Wat het musiek vir jou in die lewe al beteken? Dit is ek het nie 'n baie goeie kinderjare gehad nie. En dit was half my ontvlugting geweest, jy weet. Regtig? Ja, so dit was as ek op die verhoog kon wees, was dit daai oomblik van niks kan my seermaak nie. Ek is nou op die verhoog, Wow. ek is veilig. En dit is hoe musiek my gehelp het. Om te skryf, om te sing en om studio toe te gaan. Is fantasties. So ja. 'n Uitlaatklep ook vir emosies en dit wat Yes. mense baie keer voel. Jy's ook 'n radio-omroeper. Ek is, Vertel ja. ons 'n bietjie daaroor. Ja, ek het basically nie 'n sosiale lewe nie. Okay, So, goed. so ek is meestal van die tyd op die lug en naweke en as ek nou so tussendeur sing ook nou maar en in die week werk ek nou maar in 'n apteek. Wow. So Okay. jy kan hom iets sê, jy het 'n regte lewe en 'n musieklewe. Ja, en niks anders nie. Nou jy het al deelgeneem aan verskeie realiteitsreke, onder andere die kontrak Maak My Famous. Hoekom dink jy, en ons sal later by America's Got Talent kom, hoekom dink jy is daai realiteitsreekse so 'n belangrike platform vir opkomende kunstenaars? Ek dink dit is baie belangrik want dit wys wat ons bied. Dit gee ander kunstenaars kans om vorentoe te beweeg in die lewe. En dit sit kollig op hulle, dit sit kollig op hulle kuns. So dit is wat vir my baie belangrik is. Ek hou daarvan om te sien hoeveel talent daar is en ek gun vir almal 'n stukkie son, weet jy. Dit is my altyd so mooi om te sien wat mense bied. Raak jy steeds senuweeagtig as jy moet deelneem aan so 'n kompetisie? Nie op die oomblik nie. Ek is dalk jy kry daai oomblikke wat jy 'n bietjie butterflies voel en goeters, maar ek dink ek het net hierdie passie wat my dryf en goeters, so dit verdwyn also onder die krake weg. So dis meer 'n uitsien as 'n opsien. Ja, Dis ja. meer 'n opgewonde oor iets wat ek nou moet doen, waarvoor ek reg staan om op te gaan nou, Ja. as wat dit bang is vir wat gaan die reaksie wees. Ja, I'm just there to have fun op die einde van die dag. Ek wil myself geniet. Kom ons praat oor die nuutste enkelsnit, jy is die een. Vertel ons waaroor gaan dit? So dit is 'n enkelsnit wat Sonet Bridges vir my geskryf het. Waar ek baie trots is. Ons het 'n dit is 'n stunning snit. En baie catchy. Ek kan nie wag dat mense dit moet hoor nie. Dit is amazing. Ek was nou die afgelope 2 dae in die ateljee gewees. Ons opgeneem het, ons het musiekvideo's klaar gemaak. So daar kom 'n hele paar goeters binne die volgende week of 2. Dis 'n opwindende tyd ook vir jou. Hoe het jou en Sonet se paai gekruis? Dis maar alles deur my platemaatskappy Okay. gewees, Melkbos Musiek. En hulle stuur my net sulke random boodskappe selfs met America's Got Talent ook. Hoorie so jy's in, hoor. So hulle doen goeders agter die skerm en dan vind ek later van die tyd daarvan uit, maar ek was baie verras geweest eintlik. En Sonet is mal oor die opnames wat ons nou al reeds vir gestuur het en hulle kan nie wag om dit af te eindig nie. Daai ondersteuning van 'n platemaatskappy vir iemand om jou raak te sien, Melkbos, en dan jou by te staan. Hoe belangrik is dit? Hoe lank het jy daai ondersteuning ook? Ek is nou 'n paar maande by Melkbos en dit het my jare gevat. Ek was al by baie groot platemaatskappye gewees, maar nooit regtig iewers gekom nie. En Melkbos het my in 'n van red my. Ek dink hy besef altyd hoe hy my gehelp nie, want hy het my ontdek op TikTok. En ek weet baie mense is op TikTok, maar dit is wat dit vir my gespiral het, want
ek was so naby om nie meer te sing nie. Want ek het gesê okay, ek gaan eerder my loopbaan kies as wat ek musiek gaan kies. En hy het my baie opsigte daarvan gered, want ek raai die vorige aand te dink ek vir myself, okay, ek gaan live gaan vir die laaste keer en ek gaan toe live vir die laaste keer en boem, kom hy op en hy sê vir my ek het 'n kontrak vir jou. Wow. En ja, en ek dink die Here het gewerk daarso en die Here het vir my gesê, "Wow, jy gaan nêrens heen nie." Hier's vir jou met bly daar. wees. America's Got Talent. Vertel ons bietjie hoe dit presies gebeur het. Is jy nog steeds in die proses? Hoe werk die proses? Waar is ons nou? Ja, so ek het die audisie afgelê, so 'n paar weke terug. Dit was online geweest. Maar ek baie bevoorreg geweest omdat hulle my genooi het en gesê, "Hoor, ons wil hê jy moet audisie." Dit gedoen en toe was dink oor die 2000 mense in die audisie geweest. En ek dink ek het 'n uur en 'n half gewag voor ek my audisie kon aflê, so ek staan net daar so voor die kamera. Okay. Ja, en audisie afgelê en toe het hulle net vir ons gesê, "Okay, ons gaan nie nou al laat weet nie, ons sal einde Februarie gaan ons vir jou sê." Okay. Ja. So ek het dit nie besef nie. So hulle nooi jou eers voordat jy kan gaan audisie. Ja, ek het gedink jy moet net opdaag. Ja, ek ook. Okay. Nee, hulle pre-screen jou en dit is 'n groot produksie. En dit was 'n Massive. voorafkeuringsproses al reeds gewees. Ja, so ja, daar kom die senuwees nou weer terug want jy noem dit. So so ja, dit is ek sien uit ons gaan maar hoor einde Februarie what is the word? Okay. So nou maar in Engels. Ons hou duim vas. Ja. Die regte deure sal oopgaan wat moet oopgaan. Wat lê voor vir 2026? Ek weet jy het nog gesê hierdie week baie dinge wat gebeur, musiekvideo, jy was in die ateljee gewees. Jou planne vir die res van die jaar wat voorlê? Ja, ek wil ons baie liedjies wat nou gaan uitkom en baie musiekvideo's en so aan ons kyk wat gebeur met America's Got Talent ook, maar wat mense ook bekommerd was, gaan ek nou America's Got Talent toe, gaan ek ophou met hierdie kant, ek hou nooit op nie. Dit gaan in die agtergrond aan die heeltyd. Ja. En ek gaan die heeltyd hier so wees. My musiek gaan aan, maak nie saak wat gebeur nie. Wow. I'm just here to have fun. Ons gaan na een van jou vorige musiek of jou liedjies luister. Ons gaan na 'n musiekvideo kyk van Stapelgek. Vertel ons gou vinnig oor Stapelgek. Stapelgek is geskryf deur Werner Müller en Magda die Grobler. Dit is eintlik van 'n gedig afgetrek en toe getoon het. En daai gedig is wat vir my baie opvallend was. Daai gedig was presies soos hy daar staan, is die woorde presies en dit pas so mooi in. Ek het baie talentvolle mense wat werk met my musiek, weet ons skryf self en goeters. En so ek's baie excited oor hierdie ene. Stapelgek natuurlik. Ons het die music video afgeneem en hier in Pretoria. En ja, dit was baie senuitergend geweest want nou staan jy daar so en toe begin die mense te crowd daar so want my producer sit die volume klip hard en ek sê man. En nou dit trek nou verskriklik baie aandag en ek is awkward en mense staan met die kameras en goeders wat hulle wonder wat gaan hier so aan. Maar ons is baie dankbaar dat jy die musiekvideo gemaak het. Rian, dit is so lekker om jou beter te leer ken en dankie vir die saamkuier vanoggend. Baie dankie julle. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is Rian Strydom. Hier is Stapelgek.